As jou party vir 'n sekere ideologie staan wat totaal en al teen die woord van God is, dan moet jy jouself begin ernstige vrae vra. Baie van julle sal weet dat 4 November gaan ons 'n munisipale verkiesing het en soos alles op hierdie kanaal het ek 'n paar gedagtes hieroor en ek weet julle love it om te luister na alles wat ek te sê het en my wit en swart opinies oor goed en ek seker hierdie gaan vir julle 'n groot bederfie wees. Nou kom ek sê net van die begin af, ek is nie geborg deur enige party in Suid-Afrika nie. So hierdie is totaal en al objektief. Ek het geen vooropgestelde idees nie. Ek wil net vir julle uit 'n Christen perspektief gee vir wie gaan ek stem. En ek dink dit is belangrik vir ons as Christen om 'n gedagte te hê dat ons keuses maak met alles wat ons doen in die lewe volgens die woord van God. Dit moenie wees hoe ons voel op die dag nie, dit moenie wees volgens ons eie subjektiewe opinies of wat ons dink nie, maar wat sê die woord vir ons? Jy weet, wat is die waardes wat ons identifiseer in die woord van God en hoe volg ons dit? En ek dink die politieke party waarvoor jy stem moet dit reflekteer. Ek dink nie net jy kan gaan en stem vir wie jy wil nie, sonder om enige gedagte te gee aan wat wil God hê? Wat wil vir wie sou Christus gestem het? Dis op die einde van die dag die vraag wat ons wil vra. En ek dink dis baie belangrik dat ons dit doen in alles in ons lewe. En nog meer in wie die land regeer en al die. Nou natuurlik weet ons hierdie is 'n munisipale verkiesing. So hierdie het baie meer te doen met wie jou local government is eerder as dit het natuurlik niks te doen met wie die president van Suid-Afrika en daai tipe goed. Maar ek dink hierdie dis ewe belangrik. As jy iemand ondersteun in jou munisipale verkiesing, dan ondersteun jy mos in daai party in die nasionale een ook. Ek dink jy kan die twee regtig van mekaar af wegvat nie. Maar die groot ding is ek wil hoofsaaklik fokus op die sosiale issues waarvoor hierdie verskillende partye staan. En dit is mos natuurlik wat belangrik is. Ek dink jy kan as 'n party vir 'n spesifieke ideologie staan, dit wegvat van die res van die party nie. Jy kan nie net gaan en vir party stem omdat dit 'n groot party is nie. Of omdat jy nou die idee het, dit help ek stem vir daai ouens nie, want hulle is te klein om 'n impak te maak. Dis nonsens. Ons moet ons besluite maak volgens die woord van God. Wat sê die Bybel vir ons? Hoe moet ons dink oor stem en hoe moet ons dink oor vir wie ons stem gaan gee op die einde van die dag. So hier is ons net 'n lekker ding. Hierdie was nou in die 2024 verkiesing. Het ek dink is Joy Magazine het hierdie uitgebring en hulle wys mooi vir jou die goeders waarop die verskillende partye staan. Nou ons gaan nie deel al die partye gaan nie. Ek dink ons almal weet en is realisties. Daar's net 'n paar partye wat regtig van belang is as dit kom by die verkiesing, maar vir hierdie spesifieke video gaan ek gaan op hierdie volgende 4 fokus. So ek gaan fokus op die Vryheidsfront, op ACDP, die ANC kan ons oor praat en dan die DA. As jou party vir 'n sekere ideologie staan wat totaal en al teen die woord van God is, dan moet jy jouself begin ernstige vrae vra. Hoe werk jy vir 'n party wat staan vir iets wat God haat? Hoe is dit vir jou aanvaarbaar? En nog meer, hoe stem jy? Ek kan nie dink hoe sit jy en jy stem vir iets wat totaal en al teen die Bybel is. Ek kan nie dink jy ondersteun dit in enige kapasiteit. En jou een stem maak 'n verskil. Die hele konsep van stem is dat jou stem maak 'n verskil. So, dis hoekom ons met hierdie ernstig opneem en ek dink jy moet dalk is jy eerste keer gekonfronteer met van die goeders wat ek in hierdie video gaan noem, dat jy weer weer gaan sit en dink oor vir wie jy regtig stem. So kom ons begin met die eerste deel. Acknowledge God in the Constitution. Ek bedoel, dit is soos 'n breindoding. Soos ek kan nie dink jy kan ooit as 'n wedergebore Christen stem vir iemand wat nie eers wil God eer in hulle konstitusie nie. Nou die groot wat baie ouens ook sal sê is, ons moet verstaan, hierdie mense preek mos nou nie, hulle is nie Christen nie, hulle gaan oor die land regeer. Nog steeds die waardes wat hierna gaan volg, hierdie eerste een is essensieel. Al die waardes wat jy het as 'n party volg van die feit van glo jy God moet ge-acknowledge word in die konstitusie. Glo jy God is die een wat vir ons morele waardes gee, wat vir ons die maatstaf gee waarin ons als meet, of glo jy dit is net ons subjektiewe opinie. En baie van hierdie kom van die hele konsep van evolusie af. Jy moet verstaan, evolusie is die idee wat agter hierdie gedryf word. As jy glo, die wêreld het hier uitgekom deur, jy weet, sporadiese meganismes wat ons net hier gebring het na 13.6 biljoen jaar, waar niks geontplof het en alles geontvorm het nie. Natuurlik is ons dan die God van die wêreld. Natuurlik moet ons as mense dan besluit wat's reg of verkeerd, maar as jy glo, God is die een wat die wêreld gemaak het, dan gaan jy moet luister wat God sê. Dan God sekere goed in die Bybel gesê, wat sê, thou shalt not. En dan moet jy dit gehoorsaam. En as jy dit nie wil gehoorsaam nie,
Wat is jou beste opsie? Jy moet sê daar's nie 'n God nie. En dis wat hierdie mense doen. So hierso het jy dit. Die DA, die ANC, EFF, al hierdie ouens natuurlik glo daar's nie 'n God nie. Of hulle sê in hulle konstitusie daar's nie 'n God nie. En van daar af begin jou eerste probleem. Want dit beteken dis subjektief, ons as mense besluit wat's reg en verkeerd en van daar af is wat die hele gemors daarna begin. Maar natuurlik die ACDP sê ons moet sê daar's 'n God en die Vryheidsfront sê ons moet sê daar's 'n God en van daar vloei al ons waardes uit dit uit. Jy sal dit kan sien in die res van hierdie van hierdie grafiek wat ons hier het. Dan gaan ek, hier's baie goeie wat jy self hier kan deurgaan, maar die volgende belangrike een wat ons natuurlik oor moet praat is promotes biblical marriage and family, en dit gaan natuurlik saam met die idee van kan ons homoseksuele troues hê? Kan ons mense in homoseksualiteit laat trou? En hierdie is 'n kernding vir ons samelewing. Jy moet dit verstaan. As ons almal môre opstaan, en ons almal besluit ons is nou homoseksueel, hoeveel generasies dink julle gaan ons oor hê? 1. Dis die laaste generasie in die wêreld. As ons besluit ons is almal homoseksuele. So verstaan julle die selfsugtige, oppervlakkige ideologie wat homoseksualiteit het. Selfs as jy die Bybel wegvat, vat jou sekulêre wêreldsiening en sê daar is nie 'n God nie. Selfs as ons so glo, beteken dit as almal in die wêreld ewe skielik besluit hulle is homoseksueel, dan gaan die wêreld in gronde in 1 generasie. So wie mag nou homoseksueel wees en wie nie? Verstaan jy, soos homoseksualiteit is presies teenoorgestelde wat die Bybel vir ons sê, net in die feit van be fruitful and multiply. Jy kan nie multiply as almal homoseksueel is nie. So net het 'n logiese plek om self vir jouself oor te dink, kan ons nie homoseksualiteit ondersteun nie. In geen maat nie. Inteendeel, dit moet teen die wet wees. Dit moet onwettig wees om in 'n homoseksuele verhouding en troue te wees. Hulle moet jou toesluit. Daar by die moslems, dan gooi hulle jou van 'n gebou af. Hulle maak jou aan 'n stoel vas en gooi jou van 'n gebou af. Nou, ek dink nie dis die Christelike ding om te doen nie, maar ons moet dit verseker nie ondersteun nie. Nog minder kan ons 'n party voorstem wat dit ondersteun. En hier het jy die DA, sê nee, promote nie biblical marriage. Enigiemand kan met enigiemand trou. En verstaan ook die ander probleem van die is, die hele rede, hoekom die wêreld, hoekom die ouens wat in beheer is van die wêreld wil hê homoseksuele verhoudings moet vorentoe gaan. Dis hoekom jy dit op Netflix sien, dis hoekom jy dit so gesien gepromote word in al die media, is hulle glo in 'n ding wat jy noem depopulation. Hulle wil hê die wêreld se hoeveelheid mense moet afneem. Hulle het hierdie wanpersepsie van ons is overcrowded. Daar's te veel mense in die wêreld, moet minder raak. As jy gaan kyk, ek het een keer op die kanaal daaroor gepraat. Die eerste daar in Amerika was sulke 10 wette van die New World Order. Dit sulke 10 gebooie. En die eerste gebod is maintain world population under 500 million. En net dit wys vir jou ons is klaar ver oor dit, so hulle moet populasie laat afneem. Nou as jy gaan kyk in meeste westerse lande, kan hulle nie hulle self soos reproduce. Daar's te min mense wat kinders kry vir die populasie om aan te groei of net te stabiliseer. Jy kort 'n minimum van 2 mense, dis eintlik 2.1 mense in 'n familie. So as jy en jou vrou met 2 kinders het, dan maintain ons die populasie. Maar op die oomblik is dit soos hier by 1.4 en 1.2 by sekere westerse lande. So ons kan nie onsself reproduce nie. En een van die groot redes daarvoor is homoseksualiteit. En hierdie party is teen dit. Is vir homoseksualiteit. Die ANC, die DA, die EFF, hulle almal staan vir dit en sê homoseksuele mense kan trou. Terwyl die Christelike ding wat die Bybel vir ons sê is dat homoseksualiteit is 'n abomination unto God. Dis sonde. Dis wat 1 Korintiërs 6 vers 9 sê. No homosexual inherit the kingdom of God. Jy mag nie dalk daarvan hou nie, maar dis wat die Bybel vir ons duidelik sê. Dan die grootte hier natuurlik is abortus. So ek in my lewe, ek gee nie om nie hoe mooi jy die paaie kan maak nie, hoeveel potholes jy kan regmaak nie, of Eskom gaan, jy weet, ons almal het krag en as geen meer load shedding en al die in die land floreer. As jy staan vir abortus, sal ek nie vir jou stem in my lewe nie. Ek kan nie dink hoe enige wedergebore Christen, gevul met die Heilige Gees, stem vir 'n party wat sê dis reg om kinders te vermoor nie. En dis absoluut wat dit is. Abortus is die walglikste, mees booste ding wat die mensdom uitgedink het in die geskiedenis van die wêreld. En dis die mooi goeders wat ek te sê daaroor. Ek kan nie terugsit en dink dat daar Christene in 'n kerk sit, hulle verstaan wat die woord van God sê en jy stem vir iets wat toelaat dat kinders vermoor word nie. Dat die mees onskuldige mens in die wêreld, 'n ongebore baba, vermoor kan word. Jy sien, dit is net as jy inglo, dit is net as jy inkoop in die leuen van evolusie. En jy glo dis maar net 'n groep selle wat bymekaar gekom het, jy weet, deur 'n sporadiese liekrake proses. Niemand wat in beheer is daarvan nie. Sien, dis walglik. Die hele konsep van evolusie is walglik, is teen God, dis teen die Bybel, en ek kan nie glo as Christene wat dink dit is aanvaarbaar nie. Maar hierso, die DA,
Waarvoor baie van julle 10-10 wil stem, en wat julle gedink het julle gaan voorstem, hulle sê dis reg om 'n baba te vermoor. En nou hierdie ouens het my al natuurlik gebel, ek weet hulle bel seker baie van julle ook, kan sê hulle vir my, ja, ek moet vir die DA stem, maar sê ek hoor sê hulle nog steeds is reg om kinders te vermoor. Toe sê nee, laat ons net inkom, jy weet, laat ons net verkies word, dan sal ons dit verander. Ag, wat is die kans? Julle wil daai kinders vermoor. Dis soos ek vir jou sê, dis een van die walglikste goeders in die wêreld. Ek kan nie dink daar's Christene. Soos ek vir jou sê, ek gee nie om hoe mooi jy ons paaie maak nie. Ek gee nie om hoe vorentoe jy die ekonomie vat nie. As jy sê dis reg om 'n kind te vermoor, is jy teen die wil van God. En ek bedoel die Bybel is net absoluut duidelik daaroor dat daar's lewe by conception. Daar's lewe wanneer die oomblik as die kind gevorm word. So iets soos Psalm 139 vers 13 tot 16 sê vir ons, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. So verstaan jy, dis God wat jou gemaak het, dis God wat jou geskep het, en om te dink jy kan 'n kind vermoor, is absoluut walglik. Nou wat ons moet hierso sê, en wat ons moet oor eerlik wees, is dat, ek weet, soos ek het, en mense kan my in die kommentaar korrek hieroor as ek verkeerd het, maar soos ek het, is die ICDP totaal en al teen aborsie, en die Vryheidsfront Plus is teen dit, maar hulle sê met die ding dat jy kan, as jy verkrag is, kan jy aborsie kry. Nou kom ek sê vir julle, kom ek vat julle net gou deur die logiese manier om te dink hieroor. Dis nooit reg om 'n kind te vermoor nie. Dit moet ons verstaan. Daar's nooit 'n tyd waar dit reg is nie. Nou, wanneer 'n verkrachting gebeur, hoekom is verkrachting verkeerd? As ons gou net mooi logies daaroor dink. Verkrachting is verkeerd, want iemand doen iets aan iemand se liggaam wat dit nie wou gehad het nie. Okay? Dit is mos nou wat verkrachting is. So dis hoekom dit verkeerd is. Nou wil jy gaan, as 'n ma, so as jy nou verkragt was, en jy gaan nou hierdie kind kry, nou wil jy iets doen aan iemand se liggaam wat dit nie verdien het nie. So sien jy, presies die verkeerde ding wat met jou gebeur het, wil jy nou toepas op iemand anderste. En dis die probleem van, nou ek verstaan dit is verkeerd, en ek verstaan dit is boos, en ek verstaan dit is nie iets wat jy wou gehad het nie. Maar sien jy, dit gee jou nie die reg om God te speel, en nou ook iets wat verkeerd was, probeer regmaak met nog iets wat verkeerd is. Nou, ek sê nie jy hoef die kind groot te maak nie, ek dink dit is nog steeds die Christelike ding om dit te doen, maar dit is nog steeds beter om dan die kind op te gee vir, soos adoption, hierdie tipe goeders as wat dit net is om die kind dood te maak. Daar's geen manier dat dit is aanvaarbaar. Dis nie wat Christus wil hê ons moet doen nie. En die groot ding is ons is so gefokus op wat vir ons gemaklik is, of vir ons die beste is, dat ons dink nie wat is God se idee. God het 'n plan met daai kind. God het 'n plan met daai kind wat jy dalk nie beplan het nie, maar dalk wil God iets ongeloofliks doen deur daai kind, en jy, omdat dit nie jou leefstyl pas nie, nou wil jy dit nou wil jy daai kind aborteer. En ek verstaan, dis harde en slegte wat jy sê, ja, maar jy sê in daai posisie, ek verstaan alles van dit. Ek sê net vir jou wat die woord van God sê. En die woord van God sê moord is verkeerd, en dit bly moord. Maar met dit als gesê, weet ons, daar is natuurlik mense daar buite wat dalk die fout gemaak het om aborsie te hê, het nou besef is verkeerd, jy het by Christus uitgekom, en jy moet verstaan dat daar is vergifnis in Christus. Enige sonde kan Christus vergewe. Nie net kan hy nie, maar hy sal. Wanneer ons vertroue in hom sit en ons geloof op hom plaas, dan vergewe hy elke sonde. En dan is daai sonde weggevee en jy sal nie geoordeel word vir die ewigheid oor daai sonde wat jy gedoen het nie. So as dit jy is wat deur hierdie gegaan het en jy was mislei deur die wêreld wat gesê het hierdie is reg, daar is vergifnis vir jou in Christus. Nou kom ek sê vir julle, daar's een klein, nou, eerste ding wat ons moet verstaan is, aborsie gebeur 90%, as dit nie meer is van die tyd oor vrouens wat losbandig lewe, wat wil rondslaap en doen met hulle lyf wat hulle wil. Dit is die hoofrede hoekom aborsie gebeur. Maar daar is hierdie klein, baie min persentasie wat daar ander goeters gebeur, wat daar verkrachting in hierdie goeters gebeur, en ons moet kan praat daaroor, maar dan is daar die ding van, nou, die hele ding hoekom mense teen aborsie is mense is vir lewe. Nou dit kan gebeur, en ons het Pelle gehad wat vir my hierdie voorbeeld gewys het, en dit is iets wat mense moet acknowledge, is as daar sekere mediese kondisies wat 'n vrou kan inwees, wat hulle basies sal sê, as jy hierdie kind gaan hê, gaan jy en die kind doodgaan. Maar dit basies, ek verstaan nie hoe werk al hierdie mediese goeders nie, nog iemand kan ons help aan die kommentaar as wat ek nou sê nie 'n moontlikheid is nie, maar soos ek het is, daar sekere mediese kondisies wat die kind kan hê, wat basies dit verseker dat die ma en die kind sal sterf. Nou in daai geval is jy mos nou besig om lewe te onderhou. So in daai geval wat die swangerskap nie meer kan aangaan nie, is jy besig om lewe te onderhou, en dan is jy eintlik besig om die ma se lewe te support. Jy is mos nou besig om die ma lewe te gee, en jy is nie net besig om 'n lewe weg te vat nie. So ons kan dit sien as 'n uitsondering tot die hele reël. So ek glo dit maak vir meeste mense sin. Dis dieselfde idee as sê nou maar jy hang aan 'n tou van 'n berg af en
die persoon wat aan jou vasgemaak is onder jou, en as jy nie die tou gaan sny om hom te laat gaan nie, dan gaan julle albei sterwe. So as julle albei moes sterwe, dan is dit mos nou 'n verder sonde in 'n manier as ek dit so kan stel. So ek bedoel, hierdie is seker iets waaroor ons kan debatteer. Dus ek is nie toe vir die feit dat jy sê okay, die ma moet nou maar doodgaan omdat omdat sy nie die kind mag aborteer nie. Ek sal nie jou oordeel as jy dit sê nie, maar ek sê net dit is die een saak want dit is besig om lewe te onderhou. Julle sien nie verskil tussen dit. Maar ek bedoel hierdie ouens soos die DA en hierdie ouens is absoluut 100% vir dit. Hulle sê jy kan abortus basies in enige omstandighede laat plaasvind. Dit is waarvoor hulle staan. Dan ook against legalizing pornography, so natuurlik is die ACDP teen pornografie en die Vryheidsfront ook en hierdie ander manne DA, ANC is natuurlik pornografie ons kan gooi. Nou, ons moet verstaan hoe afbreekend is pornografie vir 'n verskeie hoeveelheid redes. Ons hoef nie nou in hierdie video daaraan te gaan nie, maar net om te weet hierdie partye staan vir dit. En dan 'n ander ding waar ons moet praat is die doodstraf, en ek dink die doodstraf is 100% Bybels. Dis natuurlik ook 'n lang debat en 'n video wat mense ook daaroor kan maak, maar dis ook net die Vryheidsfront, ACDP wat vir dit staan, en dan al jou ander partye steun dit. En die laaste ding is die racial affirmative action, alles van dit. So ek bedoel, ons almal weet hoe afbreekend is dit. Ek bedoel, enige werk moet mens natuurlik iemand kies op meriete en nie op ras nie. En met dit moet ons gaan, ons kan nie oor Suid-Afrikaanse politiek praat sonder om 'n vorm van rasisme aan te raak. En ek wil net sê, as jy enige vorm van rasisme het, dan is jy, ek kan nie sien hoe iemand wat wedergebore is in Christus, die Heilige Gees lewe in hulle nie, is 'n rasis nie. Soos, dit is net totaal en al teen wat die Bybel vir ons sê. So die Bybel sê vir ons dat, so as jy gaan kyk byvoorbeeld 'n vers soos Handelinge 10 vers 35 sê, but in every nation he that feareth him and work of righteousness accepted of him. En natuurlik in Openbaring 5 vers 9 het ons hierdie beeld van wat in die hemel aangaan. En dit sê vir ons in vers 9, and they sung a new song saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Every kingdom, every tongue and nation. So elke nasie kan wedergebore wees in Christus. Dis in Christus, is geloof in Christus alleen wat ons red. Niks met jou ras te doen nie. Ons sien ook dat die Bybel sê Eve is the mother of all living. So ons almal, jy moet verstaan, Japie van Sail, daai manne is daai die swart ou wat jy sê nooit kan hemel toe gaan nie, daai is jou broer. Hy's ver langs 'n relative van jou. Julle is ver langs broers. Die Bybel sê vir ons dat ons almal kom van Adam en Eva. Ons kan ons geskiedenis gaan terugtrace na net 2 individue. Dis selfs die Human Genome Project het dit vir ons biologies bewys dat ons almal gaan terug na 2 mense. So julle wat rassisties is, jy haat jou broer. Daai ouens gaan saam met jou in die hemel wees. Wel, as jy in die hemel gaan wees. Ek weet nie hoe kan jy met rasisme sê jy is regtig wedergebore nie. So dis regtig iets wat ons moet uitsorteer. Nou ek verstaan, maar bro, as baie mense van verskillende kulture wat selfs wit mense ook is, waarmee ek ook nie oor die weg kom nie. Ek het eintlik 'n baie klein hoeveelheid ouens waarmee ek oor die weg kan kom en dit het niks met velkleur te doen nie. So ek bedoel, as ons enigstens diskrimineer teenoor velkleur of so iets, is dit net dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Daai ouens is ons broers en ons moet almal saam die Here kan dien. En so enige party wat en ek dink soos in hierdie sien jy dat vir affirmative action te staan is 'n rassistiese idee. Want jy identifiseer verskillende rasse. Maak nou nie saak of jy dink jy was benadeel of oor jy in hierdie ras was of nou is jy bevoordeel in hierdie ras. Niks, alles van dit is irrelevant. Ons is almal een in Christus. So ons moet ons hele konsep van rassisme neerlê. Dis hoekom ons boer Afrikaners moet na ons hart gaan kyk en sê, as ons regtig vir Christus wil dien met alles in ons, dan kan ons nie rassisties operate nie. Dis net nie wat die woord van God vir ons sê nie. Maar vriende, so raai het julle dit. So wie op die einde van die dag gaan ek voorstem? Soos ek vir julle sê, ACDP en Vryheidsfront, dink ek is die 2 partye wat ons as Christene voor kan stem. En so laat weet ons bietjie daar in die kommentaar. Stem jy saam met wat ek gesê het? Is jou gedagtes dalk verander as jy wou vir die DA gestem het en nou dat jy hierdie gekyk het, sien jy dat op 'n Christelike basis moet ons alles wat ons doen vestig in die woord van God. Of is jy nog steeds gemaklik om vir van hierdie partye te stem? En ek wil net laastens sê, daar is ander partye wat dalk ook hierdie Christelike waardes het. Ek is net nie baie vertroud met hulle nie. Ek sien op hierdie grafiek is daar ander partye wat ook hier genoem word.
Ek dink net die Vryheidsfront en ICDP is al vir enigste twee partye wat ons nou regtig ken en voor kan staan. Maar dalk is al van daai goeie partye waarvan mense ook kan stem, maar ek dink hierdie twee is die enigste twee wat ons as Christene kan oorweeg. Maar laat weet my, stem jy saam en maak jou stem 4 November. Hou nou op hierdie video's kyk en gaan lees bietjie jou Bybel. Hallo Vryheidsfront. Ek het die video gemaak, ja. Ja nee, ek het vir hulle gesê ek het nie 'n sponsor van julle af nie. Dankie. Julle sal onthou my geldjie oor te betaal, né? Okay, bye bye.